Die welvaart mos oor die mensheid gekom spoel. En ek weet aan ergens vorentoe. Ek is al binne en hom, ek weet nie. Nee, ek sien dit ook aan my rekening. Maar in elk geval, nee, die armoede. Daar se tyd. Nou dit was maar by al die universiteite so. Hier het ek nou gehoor van 3 pikke. So ek boerie en die ander ou kankie meer rondom. Sy nou maar koes. Maar in elk geval, hulle is so min of meer op die randjie van bankrotskap. En hier probeer ek geldjie verdien en maar daar was mos nie werk gewees nie. Want ons het al grade gehad en loop en bedel was dit nie vir die staatsdienskommissie nie, jy moes nooit werk gekry. In elk geval, toe besluit die 3, hulle gaan nou met 'n hoenderboerdery probeer 'n geldjie maak. En hulle die ding geberedeneer, nou 'n kuiken koop jy toe vir 'n penny of 2 pennies, 'n dag oud kuiken. En hulle gooi al hulle geld bymekaar daar en hulle bestel 300 dag oud kuikens, 100 vir elkeen. En nou is die plan, hulle sal nou die kuikens sal hulle nou mooi groot maak en dan verkoop hulle nou braaihoenders en dit sal nou versiffel wees. Dan het hulle nou vir die volgende jaar se skermutseling saakgeld en 'n bietjie boekegeld en nog so en dan volgende jaar boer hulle nou weer 'n jaar daarna uit en hulle bestel die kuikens en daar word die kuikens afgelewer. Dis toe by wat hulle genoem het 'n buitehuis. Kyk, die koshuise was ook te min geweest nou van die anties en goeders wat nou so 'n paar kamers ekstra het mos kamers geverhuur. En hier kom die kuikens en elkeen sit sy 100 kuikens nou so in die bokse in sy kamer neer. En vir 'n dag of 3, 4 gaan dit baie voor die wind. Hulle gee die kuikens. Hulle boer nou sommer daar. Daar. Ja, op die kampus kan jy sê, maar nou net af van die kampus af in die buitehuis. So vir 'n rukkie gaan dit nou goed. Hulle gee nou vir die kuikentjies broodkrummels en water binne in die dose. En hulle kan so min of meer hier daarom uit die vullisdrom ook effe om die uitgawe te verlig werk. Maar na 'n paar dae, toe sit daai kuikens en een sê vir die ander, een staan seintjie. Toe groei hulle nou die bokse voort. Toe kry hulle nou nog bokse by en hulle die kuikens partytjies uit en dit gaan weer 'n paar dae goed. Toe word die kuikens nou so laat hulle begin klim die een bo die ander en bo op die bokse uit. Dus die volgende gooi die bokse uit en maak die kamer deur toe. Nou sit elkeen by die 100 kuikens in die kamer. Maar toe lyk dit asof alles permanent onder 'n hoenderstallasie is. Kyk, 'n hoender is maar so, as hy eentjie geloop het, dan die balans in hom gefrustreer, as hy so loop staan, dan weeg hy so, dan mis hy die wat agtertoe verskuif het, om die gewig weg te kry, die bietjie uit. Hulle doen dit vir balans. Ja, jy moet mooi kyk as jy hoender weer sien loop, daar is hy, so loop staan weer, daai tyd mis hy en daar het hy balans, dan stap hy die rand. Toe sien hulle nie, nou kan dit nie meer nie, toetel hulle daar uit die kamers uit in die ou agterplaasie in, maar die tannie wie se is dit daar ou tuintjie daar, nou moet hulle daar keer. Toe sien hulle nou skild maak en draad koop en 'n hoenderkamp maak. En die klomp kuikens daar in die hoenderkamp ingegooi. Toe kwam die eerste gemors. Hulle sê kyk, dis nou baie onekonomies. Laat al 3 elke dag na die hoenders kyk. Hulle maak nou beurte. Die eerste dag kyk Bok en dan Klein Frans en dan Koos. En dit gaan 'n week goed. Die volgende week toe dink Klein Frans, maar gister het Bok tog kos gegee. En môre sal Koos kos gee. Nou sla hy oor. En die volgende dag toe dink Koos, maar Klein Frans het gister kos en water gegee. En Bok sal môre kos en water gee. Hy sla ook oor. En daar begin te kom daar nou 'n vreeslike vrekte onder die hoenders. Toe sien hulle nie, dit sal nie werk nie. Hulle gaan alles verloor wat hulle so ver met mekaar gespook het. Sel nie wag. Hulle sny nou die hoenderkamp in 3 en dan deel hulle nou die oorblywende siele in die 3 en dan kyk elke man na sy hoenders. Nou net wat hulle nou mooi aan die gang kom, toe sien die ouens, maar dit kos verskriklik baie, is jy moet net die hele klomp hoenders kos gee. Nou vat eers Klein Frans van syne, dan gooi hy hulle in by
koos en by Bok, laat hy minder hoenders het om kos te gee. Maar hulle kom onafhanklik van hom tot dieselfde gedagte, nou gooi daardie weer terug vir hierdie. Maar elke keer as hy nou uitgooi, sien, dan gooi hy nou die uit wat hy dink daar skade by kan kom, en daai ook met ander woorde, die sterwendes word so aangepas van die een na die ander kant. Toe sien hulle nie, hulle moet nou maar beraad en belei. Toe belei hulle nou teenoor mekaar. En so kan dit nie werk nie. Toe besluit hulle, waar hulle nou die hoenders merk. Boksene bly soos hulle is, en klein Fransen kry rooi kolle, en koesene kry blou kolle, agter die kop. Dit gaan 'n dag of 2 goed. Toe gebeur daar 'n merkwaardige ding. Net boksene wat nie gemerk is nie, word minder. Die ander 2 sien bly soveel as hulle is, want daar 'n sterfgeval is, dan steel hy en hier 'n skoon hoender aan merke. Nou na nog 'n paar dae, toe sien die 2, hulle sal nou vir ou Bok so bankrot steel, laat dit daarom aan sonne grens. Toe begin steel hulle by mekaar, toe het jy nou 'n geval van 'n rooi kol oor 'n blou is. Toe hou hulle weer beraad. Nou sê hulle, nee, kyk, kom hulle deel nou die oorblywende hoenders weer gelyk, want toe raak hulle nou beheerbaar min. Nou in elk geval so die ding nou aangegaan, en hier by die eind van die jaar, net so toe hulle vir die eksamentyd aangaan. Toe's dit so 'n uitgeboorde besigheid, laat hulle vir mekaar kan sê, nou maar kyk, ons sal nou nie verder steel of niks nie. En elkeen gaan sit nou syne van die hand soos dit die voordeligste is. En 2 besluit, hulle sinne gaan hulle so met die straat opsmous, en die ander een besluit, sy paar vat hy met die trein huis toe in 'n krat, en dit gee hy vir sy pa en ma vir Kersfees persent, want hy het nie geld om enige iets te koop. Hy kry toe ook eers met sy eksamen klaar, en hy leen daar 'n ou motorkarretjie, en hy het die paar hoenders in 'n krat. Maar dit daar is 'n kar, hy loop toe so 50 op olie en petrol, en die ou exhaust is meer gat as pyp. En daar lê die affære toe hy op die stasie kom, toe lê die helfte van die hoenders flou in die krat. En hy vlieg daar om terug na die buitehuis toe, en daar gooi hy die dooies so om die beurt in die 3 kampe, en toe die floues, en toe die paar lewendes, en hy gooi 'n klompie lewendes by hom, en hy begin 'n spuit nat. En toe die ander daar kom, vertel hy van die floute wat hy hierop afgekom het. Nou toe gaan die 3, en toe pluk hulle die dooies, en hulle maak die floues dood, en die verkoop hulle daar in die straat op, en die lewendiges gaan verkoop hulle in daai aand. Toe het hulle net genoeg om te gaan uiteet en 1 dop te maak. Toe die jaar se boerdery verby. Maar wag nou, dis nie die eind van die storie nie. Hulle is nou opgepak en weg, en toe hulle die volgende jaar se begin terugkom daar by hulle plekke, toe sê daai antie van die buitehuis, julle 3 bloody fools nooit weer. Sy sê, sy het toe oor die vakansie probeer van die kamers verhuur, maar toe die hoenders nou als weg is, toe soek die luise onder dak. Sy sê, die mense wat daar gekom slaap, is net een dag, die ander dag knap almal, en dan vat hulle die straat. Sy is nou die hele jaar met 'n klomp studente daar inneem, en so na vervolgens laat loop, laat sy kyk of sy nie die luise op die manier geplaas kan kry na 'n ander plek toe nie. Maar in elk geval is armoede, ons ken hom. As dit 'n waarskuwing